Ek wil 'n bietjie gesels oor president Trump se uitlating oor die vlugtelingstatus wat hy aan Suid-Afrikaners wil gee om 'n uitnodiging basies om as vlugtelinge in Amerika te kom bly. En ek voel net hier het skielik nou 'n totale malligheid in die land ontstaan waar groepe mense mekaar nou begin aanval, individue mekaar begin aanval het en 'n totale polarisasie begin ontstaan het. Ons het meer as genoeg vyande en het nie nodig om tussen mekaar van mekaar vyande te gaan maak nie. En dit is wat ek sien. Dis al wat ek deesdae sien. Ek sien mense wat teen mekaar draai omdat die een sê, maar ek gaan dit aanvaar, ek gaan oorgaan, ek gaan Amerika toe, ek gaan 'n vlugteling word in Amerika. En dan kry mense die ander mense wat sê, maar hoe kan jy gaan? Jy's 'n verraaier. Jy gaan vlug, weg van die probleme weghardloop. En dan sê hulle maar, ek gaan hier bly want ek is hier gebore. My hart is in Suid-Afrika. En ek is loyaal teenoor Suid-Afrika. Ek gaan niks hier weggee nie. En dan val hulle mekaar aan as gevolg van die ander se besluit wat nie met hulle ooreenstem nie. En dan vra ek vir jou, wie gee vir jou die reg? Wie gee vir jou die reg om vir iemand te sê, hy's dom, omdat hy wil die vlugtelingstatus aanvaar? President Trump sy offer om Amerika toe te gaan as 'n vlugteling. Dan word sê mense vir die ander, jy's dom. Maar wie ook? Wie gee vir jou die reg om te sê, jy is dom as jy wil bly? Want ja, daar is mense wat sê, maar jy's dan dom as jy wil bly. Jy word hier aangeval, jy's die hele tyd 'n teiken. En jy lewe tussen vyande. Maar wat gee vir jou die reg om dit te sê? Dis elkeen se eie besluit. As ek wil gaan, dan wil ek gaan vir my eie redes. Ek hoef van niemand te verduidelik waarom ek wil gaan nie. Dis 'n besluit gebaseerd op die kennis en die goed wat ek nou al ervaar het, my ervaring. En as dit my besluit is om te gaan, dan wil ek gaan. En niemand het die reg om vir my te sê, nee, ek mag dit nie aanvaar nie. Dieselfde andersom, as ek wil bly, en ek het nog nooit enige kriminaliteit in Suid-Afrika ervaar nie. Ek het nog nooit iemand ontmoet wie se kind of ouers vermoor of verkragt is nie. Daar's nog nooit by my plek ingebreek nie. En my kar is nog nooit beskadig of gesteel nie. En ek wil bly want ek is baie lief vir die land en ek is loyaal teenoor die land. Hier is hier 'n probleem nie. Wie is hierdie mense? Wie is hierdie dom mense wat sê hier's 'n probleem in die land? Wat gee vir jou daai reg? Maar die mense wat gaan, moet ook aanvaar dat hulle het 'n verantwoordelikheid om te aanvaar dat daar mense is wat wil bly. Los die mense uit wat wil bly. En die mense wat bly, los die mense uit wat wil gaan. En dit geld nie net vir individue nie. Dit geld vir groepe ook. Hou op om mekaar sleg te sê. Ons het meer as genoeg vyande in hierdie land om van mekaar, ons eie mense, ook nou nog vyande te wil maak en verskillende groeperings en allerhande snert en hare. Ons het dit nie nodig nie. Nie in die posisie waarin baie van ons nog hier sit nie. As jy voel jy is gelukkig, wees gelukkig. En as jy voel jy is 'n teiken en dat die situasie in die land te gevaarlik geword het vir jou, aanvaar dit en doen iets daaromtrent. Jy het 'n reg om dit te doen. Dis jou verantwoordelikheid om jou lewe en jou lewensomstandighede te verbeter en te beskerm. Dis jou reg. Niemand anders het die reg om vir jou te sê jy mag nie. As jy hier wil bly, het jy geen reg om vir iemand anders te sê dat hulle nie mag gaan omdat hulle onveilig voel, net omdat jy veilig voel. So, dit is nou maar my denke oor hierdie hele storie. Dit is baie moeilik om enigstens verder te praat hieroor, omdat daar altyd mense is wat nie met jou gaan saamstem nie. Almal het altyd 'n probleem en ek weet nie hoekom, waar het hierdie vyhandigheid
tussen mense begin ontwikkel. En ja, mense, wees net lief vir mekaar. Wees Suid-Afrika.